Ons het verlede week met Saul gesels, baie dankie Saul, en ons het gepraat oor koop en Saul het vir ons pragtige grafieke gewys wat inderdaad wys dat nou die tyd vir die kopers is. Dis 'n kopersmark. Definitief. Ek het bekommernisse oor die ekonomie Saul, maar ek dink nie ons moet ons nou inlaat op ekonomie of die ekonomie nie. Mense het huise nodig. Absoluut. Parys is 'n bestemming. Dit moet ons nou aanvaar. Om hier te kom 'n eiendom belê en te kom aftree, dis 'n staande reël eintlik hier in Parys. Ek sê dit nie negatief nie, maar Pension City is nie vir ons 'n onbekende term nie. Ja, en jy praat nou van 'n Pension City. Vroeger het die mense gesê mens moet net 'n dak oor Parys hê dan jy 'n ou huis. Dis nie meer so nie. Dit het verander. Dit het verander. Hier is jong mense wat hierso bly. As gevolg van ons pragtige skole en so aan. Dit is die dorp bied vir mense alles wat hulle wil hê. Die enigste ding is hospitale en 'n hospitaal is nie so ver van ons weg in Potchefstroom of Valdriehoek. Ons is omring deur goeie hospitale. Absoluut. Ja. Absoluut. Nee, Parys is die plek. Sal wat ons ook weet, almal wat in Parys is en wat hier kom kuier, weet dit. Eiendomme, blyplek is 'n skaars item want ons is beperk. Hier's net soveel huise. Absoluut. En die huurmark is op hierdie stadium baie meer lewendig as die koopmark. Ja, nee, beslis. Ons sit 'n eiendom nou op die internet, in die hoof internet op die stadium is seker maar Property 24. Gaan binne 'n dag of 2 dan sy weg. Wat ons wel ondervind, wat ons doen deeglike ondersoek na die huurder. Ons gaan in op sy finansiële profiel. Dis nou met toestemming, né? Met toestemming, dit moet altyd met toestemming. 'n Man wat wil huur by jou, as hy jou wil toestemming gee nie, dan weet jy mos daar's ietsie fout. En dan doen ons ook volledige ondersoek waar hy voorheen gehuur het. Dis die 2 belangrikste goeders wat jy moet uit 'n kliënt uit kry. Finansiële status, finansiële state, natuurlik. En ons in die meeste gevalle vra ons vir 1 maand deposito, wat hy dan moet betaal, en dan weet as 'n man nie 1 maand deposito kan betaal nie, dan weet jy al klaar daar is 'n probleem. Jy gaan 'n probleem met hierdie man hê. Maar ja, ek vooraf identifisering van 'n goeie kliënt is uiters belangrik in die huurbedryf. Om daai bietjie sekuriteit te bevestig vir die eienaar. Ja. Sal registreer julle potensiële huurders. Kom 'n ou en hy kom registreer by Harcourts in afwagting vir 'n plekkie, of is dit first come first serve? Ja, op die stadium is dit eerste kom eerste gehelp. Daar is mense wat vir ons sê as jy vir ons so 'n plek kry, laat ons weet. Ja. En dan dis gewoonlik jou niche eiendomme, miskien 'n baie ou huis of so wat die mense wil huur, of 'n luukse eiendom op een van die Golf Estates wat dan uitverhuur moet word. Maar dit gebeur nie baie nie. Ja. As jy Harcourts, is Harcourts pro verhuurder of pro huurder? Want die inkomste kom uit die huurder uit, né? Ja. Maar aan die ander kant is dit die verhuurder se eiendom wat dit. Ja, die eienaar is die ou wat ons eintlik voor werk, en ons sorg dat ons vir hom die regte persoon kry. Ons het eienaars hierso wat ons al 17 jaar hulle eiendomme vir hulle uitverhuur. En dan ons het huurders wat al net so lank by ons huur. Deel van die... Miskien nie altyd by dieselfde plek nie, maar by ons ons doen hulle verhuuring vir so lank. Daar's 'n ander kwessie wat ek opgetel het hier in ons pragtige dorp. Kyk, daar's baie agentskappe wat verhuurings doen. Ja. Nou as ek nou verhuuring doen en ek tel 'n probleem op. Ja, is nou iets is nie lekker nie. Wat maak ek met die klagte? Is daar 'n instansie? Jy nou die eienaar. Ek is nou die eienaar. Jy is nou die eienaar. Die eerste plig wat jy het is om na jou agent toe te gaan wat die plek vir jou verhuur. In die geval verhuur jy hom nou self of deur 'n agentskap wat jy nou van praat? Nee, ek praat nie van my eie nie, ek praat maar van wat ek optel in die gemeenskap. Ouens wat probleme het met die agente. Ja. Hoe spreek jy dit aan? Kyk, ons behoort nog steeds aan die PPPIR
Dis die ou eiendomsagent raad, maar so hulle kan daar 'n klag lê, maar hulle kan ook na die verhuurings wat noem hulle dit, maar die verhuuringsagentskap toe. Hulle het daar's 'n nasionale verhuuringsbord wat jy na toe kan gaan en daar kan jy gaan kla as jy 'n probleem het. Maar eerstens moet jy dit probeer oplos met die agentskap. Met jou agentskap. Die agentskap. Ja. Dis die belangrikste. En dit is so dat baie verhuuringsagentskappe, ek is nie skaam om dit te sê nie. Daar's baie mense wat sal sê nee, wat ons wil niks met Haakoorts te doen hê nie. En dis gewoonlik die ouens wat gefouteer het, die ouens wat nie betaal het nie, die ouens wat ons wetlike prosedure mee moes gevolg het om hulle uit die eiendom uit te kry. En dis nie so maklik om iemand deesdae uit 'n eiendom uit te kry nie. Dit het redelik veral sakkie vir alles dat kinders is en mense nie 'n ander heenkome het en so. Daarom is dit belangrik om jou kliënte reg te kies, reg van die begin af. Van die eerste dag af, ja. Dat jy weet wat gaan aan. Sal, hoeveel eiendomme het julle? Jy sê as jy opsit is hy weg. Ja. Sit nou so 160. Ja, dit gaan nou hierdie maand nog so 'n bietjie op. Wat reeds onder kontrak is? Ja, wat reeds onder kontrak. Nie wat leeplekkies nie. Nee, het jy leeplekkies? Het Haakoorts dalk 'n ou leeplekkie iewers? Ons het nie veel nou nie. Ek dink miskien 3. Behalwe nou 'n eiendom wat ek weet wat mense nie in wil bly op die stadium nie. Ja. Jy weet, ons as agentskap het ook 'n verantwoordelikheid teenoor die huurders. En daar's baie eienaars wat nie wil spandeer op die eiendom wat hulle wil hê ons moet vir hulle verhuur teen die beste huurinkomste vir hom nie. Ja. En hulle verstaan nie altyd as jy sê hoor hierso, maar jy kan net 5000 vir hierdie plek kry nie en hy wil 8000 hê. Dit gebeur, maar mense wat rondloop om plekke te verhuur, hulle vergelyk ook pryse met mekaar. Ja. En dis hoe dit werk. Interessant. Ja. As jy 'n plekkie soek in Parys, jy hoor nou daar's eintlik slegte nuus want dit is skaars, maar moenie laat dit jou terugsit nie. Kontak vir Haakoorts, sit jou naam op 'n lys. Ja. Laat hulle die keuring doen, laat hulle kyk na jou agtergrond en of jy 'n goeie huurder is, dit maak dit net baie makliker. Absoluut. Daai het hulle. Baie dankie Sal. Dankie Sakkie. Dankie. Kry vir al die mense blyplek in Parys. Gaan so maak. Aan sy